Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 20. Na die verwoesting van Sodom en Gomorra sien ons dat Abraham besluit om na die suide te trek en homself tuis te maak in die streek van Gerar. En hier tref ons dan die herhaling van 'n groot fout van Abraham aan. Hy jok sowaar 'n tweede keer oor sy huwelikstatus met Sara. En 'n tweede keer word Sara gehaal om iemand anders se vrou te word. Integriteit is vir God belangrik. En as volgelinge van Christus word ons geroep om eerlik en opreg met mense te wees, selfs al het ons 'n vrees vir wat die waarheid inhou. Tog, ten spyte van Abraham se leuen, sien ons hoe God se soewereine beskerming oor Sara is, net soos wat dit was tydens hulle verblyf in Egipte, soos wat ons in Genesis hoofstuk 12 gelees het. So in verse 3 tot 7 van Genesis 20 lees ons hoe God se beskerming daar is vir Sara, selfs al het haar eie man haar 'n tweede keer geval. En net so is God se beskerming daar vir elkeen van ons, selfs al voel dit of niemand anders uitkyk na ons belange nie. In verse 5 en 6 sien ons iets baie moois van God se karakter, wanneer Abimelech sy onskuld by God bepleit. Want ons sien besonderse genade vir Abimelech se situasie, as ook hoe die Here vir Abimelech weerhou het van sonde pleeg. Die Here se getrouheid hang nie van ons mense se optrede af nie, en sy liefde en beskerming is daar vir Christen, Jood, sowel as enige heiden. In Klaagliedere 3 verse 22 en 23 lees ons dit as volg: Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. In verse 8 tot 10 sien ons dan hoe Abimelech vir Abraham konfronteer oor sy leuen. En dit kom herinner elkeen van ons daaraan dat ons verantwoordbaar staan, nie net teenoor God nie, maar ook teenoor die mense naaste aan ons. Want elke besluit wat ons neem, het 'n invloed op die mense om ons. So, kom ons kies met wysheid. In verse 11 tot 13 besef ons Abraham se groot oordeelsfout, waar hy verkeerdelik aannames gemaak het oor Abimelech en die mense van die omgewing. En alhoewel Abraham se verskoning was dat hy gedog het dat daar geen vrees vir God in Gerar was nie, is die waarheid dat hy homself eintlik ontbreek het van ware geloof in daardie oomblik. In 2 Timoteus 1 vers 7 kry ons egter die versekering dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So, wanneer ons nie op ons eie insigte staat maak nie, gee ons die Heilige Gees die geleentheid om bonatuurlik dinge vir ons te kom uitwerk. Die hoofstuk sluit af in verse 14 tot 18, waar Abimelech vir Sara teruggee aan Abraham, met veel meer as wat hy geneem het. Maar ons sien ook hoe Abraham se leuen baie meer mense geaffekteer het as wat hy ooit sou kon verwag het. Wat weer eens vir ons 'n waarskuwing rig, dat ons keuses 'n ripple-effek het op die mense om ons. Die Here se genade strek egter veel wyer as ons slegte besluite, en sy beloftes dra krag. In vers 7 het die Here vir Abimelech beloof dat wanneer Abraham vir hulle sou bid, dit herstel vir sy huishouding sou bring. En net so het dit ook gebeur. Die vertelling van Abraham in Genesis hoofstuk 20 is bevestiging van God se groot genade in ons swakhede. Ons kan daarom berusting vind in die wete dat God se genade waarlik vir ons genoeg is, en dat sy krag juis openbaar gemaak word wanneer ons op ons swakste is. Mag julle almal 'n geseënde dag hê.
Totsiens.